In die nuus vanaand. Talle gemeenskappe in die Wes-Kaap is steeds van die wêreld afgesny na die jongste oorstromings. Hernubare energie is binnekort die toekoms van die Kruger-Wildtuin. Dit is nou tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Rampbestuurspanne in die tuinroete in Klein Karoo werk onverpoost om onbegaanbare paaie oop te stel vir tientalle gemeenskappe wat na van dese week se ontwrigtende weer van die buitewêreld afgesny is. Beskadigde paaie en oorstroomde watermasses bemoeilik ook owerhede se taak om verskeie gebiede te bereik. 2 persone is dood nadat hulle probeer het om oorstroomde riviere in die gebied oor te steek, terwyl die weeromstandighede en toestande aansienlik verbeter het. Bly die riviervlakke hoog en die paaie gevaarlik. Die sterk vloei van die water van die oorvol Gouritsrivier het grond, bome en alles in sy pad meegesleer. 'n Laagliggende brug wat minder as 'n maand gelede tydens die vorige storm gedeeltelik beskadig is nou heeltemal ontoeganklik. Inwoners moet alternatiewe roetes gebruik om by hoofpaaie uit te kom. Talle boere in die streek wat reeds swaar trek na verlede maand se vloedskade, moet weer die omvang van die skade op hulle plase bereken. Ons kom deur 'n kwaai droogte van verlede jaar en die begin van hierdie jaar tot omtrent Februarie, Maart maand toe, wat ons ontsettend baie geld gekos het aan dierevoer ensovoorts. So ja, ons is daardeur, ons is nie finansiëel daardeur nie, want die skuld staan nog op die bank se boeke. Meer as 300 mm reën is tydens die vlak 8 storm gemeet. Owerhede sê so wat 25 gemeenskappe is nog van die buitewêreld afgesny en hulle hoop om teen vanaand 90% van die toegangsroetes oop te maak. Ons distrikspadingenieurs se spanne, die geel vloot is oral besig om te kyk om daai paaie oop te kry sodat ons by daai mense kan uitkom. Ons het ook gelukkig WhatsApp groepe en social media groepe wat vanaf die landelike areas vir ons sê hoe lyk dit binne in daai areas. In Thembalethu in George is informele wonings as ook 'n besproeiingsstelsel vir 'n noodsaaklike gemeenskapstuin na die swaar reënneerslae verwoes. We're busy fixing the pipes after the floods that came in George. They swept away all the pipes, breaking all the joints we made for our water to come closer to the houses. So, yeah, we're busy fixing them now that we see that the rain is gone now and we are able to work again. Alhoewel die tuinroete verlede jaar onder 'n erge droogte gebuk gegaan het, is die hoofdam in die gebied na die 2 storms 102% vol. 'n vlak wat in 2021 laas aangeteken is. Intussen sê die Noord-Kaapse regering dat paaie wat verlede maand erg beskadig is deur die vloede in Kuruman sal sowat 4 miljard rand kos om te herstel. Die John Taole Gatsewe distrik is vroeg in Mei deur swaar reën getref wat die padinfrastruktuur byna verwoes het. Meer as 80 dorpe is geraak en was heeltemal afgesny van die buitewêreld. Verlede maand se ernstige oorstromings het sommige brûe en paaie so te sê vernietig. Volgens die provinsiale regering sluit dit skade aan die waterinfrastruktuur en ander dienste in. Collectively we are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all 3 districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. Die provinsiale regering werk onverpoost om die infrastruktuur te herstel. I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. It's clear that we are sitting with serious infrastructure challenges, and also in terms of our future planning, it's important how we plan. And that's why the district development model is critical in terms of our planning, making sure that we plan as a collective, making sure that we render the best services to our communities. Volgens die owerheid is herstelwerk aan brûe en paaie 'n prioriteit en behoort inwoners binnekort vordering te sien.
Bykans 1300 verdagtes is verlede maand in hegtenis geneem as deel van operasie Prosper. Die operasie behels die ontplooiing van weermaglede om die polisie by te staan in die bestryding van bendegeweld, afpersing en onwettige mynbedrywighede in 5 provinsies. 'n Woordvoerder van die weermag, Mpho Mathebula, sê die verdagtes word verbind met 'n reeks misdade, insluitend onwettige mynbedrywighede, moord, aanranding, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie, sowel as die oortreding van immigrasiewetgewing. Daar is ook beslag gelê op onwettige vuurwapens, dwelms en gouddraande materiaal. Mathebula sê hulle bly verbind daartoe om deur die operasie te verseker dat misdaadnetwerke ontwrig word en gemeenskappe veiliger gemaak word. Die Russiese president Vladimir Putin sien geen rede om met die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, te vergader nie. Dit volg nadat Zelensky in 'n oop brief voorgestel het dat hy en Putin direkte samesprekings voer om die oorlog te beëindig. Volgens die Kremlin was Zelensky se brief onbeskof en klink dit nie of hy 'n opregte behoefte het om samesprekings te voer nie. Putin het vroeër gesê hy sal die oorlog beëindig wanneer Rusland se doelwitte bereik is. Hy het bygevoeg dat die VS se voorstelle vir vrede haalbaar is indien Oekraïne bereid is om kompromieë aan te gaan. 'n Man is dood nadat hy deur 'n haai aangeval is langs die kus van Australië. Die 35-jarige man was saam met familie besig om 'n spieshengel te uitvoer op Michael Mas Eiland, naby die dorp van Albany in Wes-Australië toe hy aangeval is. Die haai was volgens ooggetuies 4,5 meter lank, maar dit is nog nie bekend wat die spesies was nie. Dit is die 3de noodlottige haai aanval in Australië in 3 weke. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n $518 miljoen gesamentlike plan aangekondig om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo te bekamp. Die organisasie se direkteur-generaal, Tedros Ghebreyesus, het die 6 maande lange strategie saam met die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming aangekondig. Hy het lande gevra vir 'n politieke verbintenis en befondsing om die plan deur te voer. 62 sterftes en 381 bevestigde gevalle is aangemeld sedert die begin van die uitbreking in April vanjaar. Nou net hierna kyk ons na hernubare krag vir die Kruger Wildtuin. Bly ingeskakel. Die Kruger Wildtuin kan binnekort grootliks deur hernubare energie aangedryf word. Dit nadat Sanparke en Duitsland 'n volhoubaarheidsstudie voltooi het waar tydens daar vasgestel is dat 80% van die Kruger Wildtuin se krag met hernubare energie aangedryf kan word. Die projek is deel van pogings om energiesekerheid te verskerp, koolstofvrystellings te verminder en bewaring te ondersteun. Die volhoubaarheidsstudie is gedoen in vennootskap tussen Sanparke, Duitsland en ander ontwikkelingsvennote. It's for me a really unique pleasure to be here today for the handover of this important feasibility study to move forward renewable energies in the Kruger National Park. Tydens die studie is die kragverbruik van verskillende kampe, die bewaarders se basisse en ander fasiliteite vasgestel. Daarna is vasgestel watter hernubare energiebronne die beste vir die wildtuin sal werk. The feasibility study assessed how much electricity and diesel is currently being used by Kruger to power its camps and ranger stations and all its connection points. So that was what we focused on. And then we focused on what technologies can be used to meet a lofty ambition of 80% renewables. The Kruger being in a sunny environment in South Africa, with solar being a very well-trodden path. The chosen solution was solar PV coupled with battery energy storage to meet the targets. Fase 1 van die projek is voltooi. What we call phase 2, which is the actual appointment of independent power producers.
that are then going to introduce this renewable energy into the park. Duitsland sê die projek weerspieël die groeiende vennootskap tussen die twee lande vir 'n regverdige energieoorgang. All of us are committed, South Africa, Germany, to reduce our carbon footprint, to fulfill our climate goals, to move towards renewable energies. Die projek kan die Krugerwildtuine se ekotourisme bestemming versterk terwyl dit Suid-Afrika se klimaat- en energiedoelwitte kan bevorder. Goeie nuus. 'n Senior ekonoom by Nedbank, Isaac Machego, sê die graderingsagentskap Fitch se besluit om Suid-Afrika se kredietgradering vir die eerste keer in meer as 2 dekades op te gradeer, is 'n erkenning van die regering se pogings om sy finansies te stabiliseer. Fitch het gister aangekondig dat Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings vir buitelandse en binnelandse geldeenhede opgegradeer word van BB- na BB met 'n stabiele vooruitsig. Fitch sê die opgradering is te danke aan strukturele hervormings en vordering in fiskale konsolidasie, ondanks swak ekonomiese groei en eksterne skokke. Fitch Ratings' upgrade of South Africa's long-term foreign currency rating is not a surprise. It is actually a welcome development that recognizes the government's efforts to stabilize its finances and get growth going faster. The rating upgrade acknowledges that South Africa is unlikely to experience a significant shock from the global shocks that we are experiencing right now, if these shocks are short-lived, and overall faster economic growth and the National Treasury's commitment to stabilizing finances will continue to improve the macroeconomic environment and in future facilitate further upgrades. As deel van jeugmaandvieringe het die Suid-Afrikaanse lugmag die talle loopbaangeleenthede binne die weermag vroeër vandag by die jaarlikse Suid-Afrikaanse Lugmagmuseum Lugskou in Valhalla in Pretoria tentoongestel. Die lugskou het duisende lugvaart entoesiaste gelok, stralend van opwinding, terwyl hulle die indrukwekkende vertonings en asemrowende toertjies geniet het. Duisende lugvaartentoesiaste se oë was van vroegoggend af op die lugruim bo Pretoria gerig. 'n Jong vrouevlieënier van Potchefstroom was deel van die koördineringsspan wat na lugverkeersveiligheid omgesien het. Wel, dit is nou die opwinding daar. Die Blitsbokke is weer die wêreldkampioene. Ons is net hierna weer terug met sportnuus. En dis waar ons halt roep, bly warm en bly gesond. Totsiens, tot volgende keer.